Wat 'n voorreg is dit nie weer om vanmôre die naam van die Here te kom groot maak nie. Jy weet, ek het, terwyl ek voorberei het, sê ek vir die Here, Here, as daar 'n koortjie is wat ons vanmôre kan sing, en ek weet dit is waaroor ek moet praat, is dit die koortjie Walk with me, and talk with me, and hold my hand. Jy weet, dierbares in die Here laat 'n mens nooit in die steek nie. En vanmôre gaan my boodskap ook daaroor, dat ek met die Here moet loop, en dat ek met die Here moet gesels, en dat ek nooit my hand uit sy hand uittrek nie. En dit gebeur so maklik, wat 'n mens dit begin te doen. Jy weet, en dit is daardie verhouding, wat u en ek met Christus het. En vanmôre gaan ek dalk ietsie sê, wat het voel ek trap op die toon, of die skoen druk so bietjie vanmôre, dan kan ons hand in eie boesem gaan steek en sê, Here, hoe lyk dit? Hoe lyk ek voor u? Hoe staan ek voor u? Jy weet, en om 'n verhouding met Christus te hê, wil ek ek kan dit vergelyk met 'n huisbou. Jy het daar moet sekerlike elemente in plek wees, daar moet sekerlike dinge in plek wees om te kan bou. En eerstens is daar 'n fondament nodig. En waar gaan u en ek 'n beter fondament hê as Christus? Daar is nie 'n beter fondament nie. Ons kan die wêreld deurkruis en ons gaan nie 'n beter fondament kry nie. En ons kan daarop met vrymoedigheid gaan bou. En ek wil begin deur te sê, die Here se verhouding was eerste met u en met my gewees. Lank voor ons nog gebore was die Here se verhouding alreeds daar met u en met my. En ek wil graag vir ons in Filippense 1 vers 6 net die B-gedeelte van die vers lees. Hy sê daar, hy, hoofletter, wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. So hier begin u en ek al reeds op die fondament, 'n vaste vertroue. En dan kom dit na u en na my fondament, na u en my verhouding met die Here toe. En ek gaan net nou ook daarby kom, jy weet, dit is hoe ek dit sien, terwyl ek hier deurgewerk het. Toe dink ek daaraan, wanneer jy met iemand in verhouding staan, en jy het 'n geselskap met daardie persoon, wil jy nie graag met 'n ander persoon nou 'n gesprek voer nie. En ek staan vanmôre skuldig. Ek staan baie skuldig daaraan, dat terwyl ek in gebed bid, en hier kom 'n broer in, wat ek lanklaas gesien het, dan gaan staan ek eers stil, dan hou ek op praat met die Here, met my verhouding, en ek gaan voer 'n gesprek met daardie persoon. En dit het tot my gespreek, en vir my gesê, Hannes, wanneer jy in gesprek en in verhouding met die Here staan, vergeet van alles om jou. As die broer of die suster dink jy is kwaad omdat jy nie wil groet nie, ek wil amper sê, gaan na die kerk, na die broer en suster toe, en gesels u hart uit. Maar nou moet ek daardie verhouding wat ek met die Here het, moet ek uitleef ten volle. En u en ek is wel verantwoordelik vir daardie groei van die verhouding. En ons lees in Efesiërs 4 vers 22 tot 24, kry ons eintlik, ek wil dit noem 'n opdrag, wat u en ek moet doen in ons verhouding met Christus. Efesiërs 4, 22 tot 24. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Dis die verhouding wat u en ek met Christus moet hê. Ek moet ophou
met soos wat ek vroeër geleef het, in die verlede geleef het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur die sondige begeertes verteer word. Geweldige woorde. Julle gees en julle gedagtes moet nuut word. So wanneer u en ek in daardie verhouding met Christus staan, moet ons nie net dink aan wat buitekant aangaan nie. Ons moet so gefokus wees om te dink, Here, wat kan u in my lewe verander? Laat ek nuut word, dat ek welgevallig voor u is. En die vers gaan verder, hy sê, lewe as 'n nuwe mens, wat as die beeld van God geskep is. Soos u en ek in daardie verhouding met Christus staan, gaan hy vir u en vir my verander. Hy gaan vir ons verander, dat ons onsself nie meer gaan ken nie. En dan die laaste gedeelte, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. As ek in 'n verhouding staan, moet ek volgens die wil van Christus leef. Ek kan nie die wêreldse pad loop en Christus se pad loop nie. Ek moet 'n keuse maak. En verseker moet ons die volkome weg saam met Christus bewandel. Kom ons kyk so 'n bietjie, wat is groei? Eerstens, ek wil die wil van die Vader doen. As ons gaan kyk na 'n gewone huishouding, die kinders wil altyd die ma en die pa gelukkig hou. So hulle doen wat daar vir hulle gesê word om te doen. En dit moet u in my hart ook wees, om die wil van die Vader te doen. Om te leef in die Vader. Om nader aan die Vader te beweeg. En ons gaan net nou kyk, hoe beweeg ons nader na die Vader toe? En dan om die Vader te behaag. Ek dink ons kan nog vele punte hierby sit, hoe daar die verhouding tussen u en Christus en my en Christus kan groei. Nou baie keer, dan dink ek, al hoe my verhouding met Christus kan groei, as ek die bidure bywoon, as ek bid, as ek Bybel lees, as ek die dienste bywoon, ja, dit is reg. Maar dit is soveel meer wat u en ek moet insit. Hoe groei u en ek in gebed? Wanneer ek bid, moet ek erken, Here, ek is swak. Maar Here, omdat ek swak is, het ek u nodig. Ek het u hulp nodig om my weer sterk te maak in Christus. En dan om te bid, dat die Heilige Gees meer en meer in my groei, dat ek ook meer en meer in my verhouding met Christus kan groei. Nou gebed, volgens my, in sy eenvoudigste vorm, wat ek kan bid is, Here, help my, ek is 'n sondaar. En ons sal nie groei in daardie verhouding met die Here, as ons nie gedurig deur in gesprek met hom is nie. Somtyds is dit moontlik net vir 'n skietgebedjie, maar ons moet tyd inruim om meer tyd aan die voete van Christus te spandeer. Hy ken elkeen van ons harte, hy ken elkeen van ons omstandighede. Hy is wel bekend daarmee. Maar u en ek moet dit met hom gaan deel. Hoe ons voel, hoe ons lyk. So daarom wil ek u aanmoedig, kom ons groei in gebed. Ek dink daaraan, ek was klein gewees, toe ons hier in Boksburg gebly het. Ek onthou my pa het altyd hier in die middelste, in D-blok in die middel gesit. En ons het altyd so onder sy sitplek het ons gelê en slaap as kinders. Maar as jy by die tempel ingestap het dit geklink soos 'n klomp bye wat sing. Soos wat almal gebid het. En ek het myself die vraag afgevra, Hannes, sit en kyk jy rond
terwyl daar gebid moet word? Of tree ek regtig in gesprek met die Here? En ek weet vir baie van ons is dit nie meer moontlik om te gaan kniel of om plat te lê nie. Ek sê nou die dag vir iemand, ek begin nou op daardie punt te kom, voor ek gaan lê om te bid, dan kyk ek eers teen wat kan ek opstaan. En ek dink baie van ons is al reeds op daardie plek. Maar ons moet ons verhouding van gebed met die Here reg kry. Hy sê in Romeine 8 vers 26, so kom die Gees ons ook in ons swakhede tot hulp. Want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie. En dan, maar die Gees tree in, self vir ons in, met versigtiging wat nie verwoord kan word nie. Ek het dit uit die 2020 vertaling uitgelees. Jy het ook al seker in die lewe op daai stadium van die lewe gekom, wat jy gedink het, Here, ek kan nie bid nie. Dit voel vir my, ek bid teen die dak vas. Here, ek weet nie eens of U my hoor nie. Maar ons kan met 'n versigtiging na die Here toe gaan. Die volgende ding wat ek wil aanhaal, is om te groei in Bybel lees. Hoe baie keer het ek al gehoor in my lewe, ek hou nie van lees nie. Dit maak my oë seer. Ek kan nie lank konsentreer nie. Dan het ek vir u goeie nuus. Jy kry die Bybel op audio ook. Luister hom. Dit help ook. En hoekom sê ek so? Want die Here praat met u en met my deur sy woord. Wanneer ons in daardie verhouding staan van gebed, en ek het my hart voor hom uitgestort, en ek het vir hom gesê, Here, dis hoe ek voel, dis my omstandighede. Here, praat met my. En ons slaan sy woord oop. Hy gaan ons nie laat beskaam staan nie. Hy gaan met ons oor die omstandighede praat. En dan natuurlik die een waarvan ek ook baie keer nie gehou het nie, is wanneer die Here my vermaan in sy woord. Somtyds moet die Here met 'n mens reguit praat. En waar gaan ons 'n beter manier kry as deur sy woord? Waar die Here die sonde ook aanspreek in ons elkeen se lewe. Ek lees vir ons in 2 Korintiërs 1 vers 20. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en amen. Tot heerlikheid van God deur ons. Dit is so wonderlik om te weet, ons kan deur daardie beloftes van die Here leef. En daar is 'n groeitydperk in elkeen van ons verhoudings met die Here. Stel jouself voor, jy het klein kindertjies en die kind kom staan teen die muur en ma of pa of ouma of oupa maak 'n merkie. Vandag is jy op daai lengte. 2-3 maande verder, dan meet jy weer en daar het 'n bietjie groei plaasgevind. Het jy al gesien hoe opgewonde raak so 'n kind? Wow, ek het gegroei. Ek word nou 'n groot mens. Dit is hoe dit is, want jy word groter. Maar u en ek moet in daardie tydperk met ons groei in ons verhouding. En ons groei nie meters op 'n slag nie. Stelselmatig, millimeter vir millimeter. Hoe meer tyd ons saam met die Here spandeer, en hoe meer tyd ons in sy woord spandeer, hoe meer groei ons. Hoe nader groei ons aan die Here. Nou hierdie groeiproses van u en my verhouding met die Here is 'n lewenslange groeiproses.
Dit stop nie daarby as ek Psalm 23 en Psalm 91 en 121 en 100, as ek daarby, nee, ek moet aanhou en aanhou, tot ek die Here se woord kan verstaan. En groei kan alleenlik kom deur volharding. Wanneer u en ek volhard, gaan ons groei in Christus. Groei kom wanneer u en ek dag vir dag met Christus wandel. Ek kan onthou, ek het op 'n stadium met 'n vers in die Bybel gehad wat ek nie lekker kon verstaan nie. Maar die dag toe ek kom toe die Here hom vir my oopmaak, toe is dit daai kinderlike opgewondenheid. Here, ek verstaan nou wat u met hierdie skrif in my sê. Ek verstaan nou wat u bedoel daarmee. Hebreërs 3 vers 14. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. So u en ek moet vashou in daardie reis wat ons met die Here het. En dan gaan hierdie verhouding ook 'n bietjie verder. U en my verhouding met Christus sê ook hoe is u en my verhouding met my medemens. Christus se verhouding leer ons om ander ook lief te hê. Hoe om ander ook te behandel wanneer daar seer en pyn in hulle lewens is. En dit het my ook geleer om respek te hê vir my medemens. Jakobus 3 vers 17 en 18. Maar die wysheid van bo is in die eerste plek suiwer en verder ook vredelievend, bedagsaam, inskikkelik, vol deernis en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. En die vrug van geregtigheid word in vrede gesaai vir hulle wat vrede maak. Dis hoe ons moet mekaar almal in vrede saamleef. Dus soos ek net aan die begin gesê het, ons bou, en ek het nog geen gebou gesien wat bly staan het, waarvan jy net 'n klomp stene op mekaar sit, en daar is geen sement wat dit voeg en bind nie. En wat voeg en bind u en my verhouding met Christus? En ek kon net op een woord afkom wat dit saamvoeg. En dis liefde. Liefde voeg alles saam. Ons sien dit so mooi in 1 Korintiërs 13. En dit het my laat besef, ek moet ook 'n bietjie liefde gee, of baie liefde gee, en nie net wil altyd staan en ontvang nie. Hoe meer ek gee, hoe meer gaan dit terugkom. Die Here betoon liefde aan die wat gehoorsaam is. Liefde is ewigdurend, al maak my medebroer en suster 'n fout. Christus het my vrygespreek uit liefde. Hy het vir my aan die kruishout van Golgotha gesterf uit liefde. Hoekom kan ek nie my medebroer en suster vergewe in liefde as hulle 'n fout begaan het nie? Liefde laat ek my medemens te hulp snel. Ek help ook daar. Jeremia 31 vers 3. Die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Hoekom kan u en ek nie ook so teenoor mekaar optree nie? Daarom wil ek vanmôre afsluit en u bemoedig. Kom ons gaan kyk. Nie gaan kyk hoe lyk my vrou of my man of my buurman of wie ook al.
se verhouding met Christus nie. Kom ons raak hierdie week stil en vra vir die Here, Here, hoe lyk my verhouding met U? Waar staan ek in my verhouding met U? Miskien staan ek ver van die Here af en dit het dalk tyd geword dat ek weer nader kom, nader aan Christus. En ek sluit met Matteus 25 vers 40. En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar, ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan die een van die geringes van hierdie broers van my, het julle dit ook aan my gedoen. So kom ons vergewe en vergeet en spreek vry wat my medebroer en suster aan my gedoen het. Want ek weet, Christus het my vrygespreek, dat ek ook in verhouding met hom kan staan.